Goeienaand. Dis wel so lekker om almal vanaand hier te sien by ons gesamentlike biddag. Wil jy net vinnig na iemand rondom jou draai en net sê, baie welkom. So, een van die goed wat ek net by almal wil hoor is, as ons vanaand sê, ons gaan onder andere bid vir reën, waar is die sambrele? Ons het mos 'n verwagting. Gaan ons dans in die reën, dankie. Ek hou daarvan. So van ons, as die dorpse leraars, baie welkom. Dankie dat jy vanaand hier is. Ons het regtig, ons staan in geloof, ons staan in vertroue, ons staan in afwagting van dit wat die Here ook gaan doen in die volgende paar weke. So ons weet dat dit op hierdie stadium nie noodwendig goed gaan in 'n klomp areas nie. Ons weet ons moet bid vir reën, ook vir die oes wat voorlê. Ons weet ons moet bid vir die back and closure situasie, vir die water en selfs die krag in die dorp. Ons weet daar's 'n klomp gesinne wat ook swaar trek en ons gaan vanaand vir elke een van daai dinge bid en ons gaan saam bid as gemeenskap van gelowiges. Hoekom? Want ons krag wanneer ons as gelowiges saam staan en saam bid. So ons gaan die Here vertrou daarvoor. En voor ons saam sing, een van die mooiste verhale in die woord is vir my die verhaal van 1 Konings 18:44, waar Elisa op hierdie berg gaan saam met sy slaaf en saam met die koning en dan begin hulle bid vir reën, vir die einde van die droogte. En dan bid hulle 1 keer en 2 keer en 3 keer en 4 keer en 5 en 6. En op die 7de keer wat hulle bid, is daar skielik hierdie wolk so groot soos 'n man se hand. En dan sê Elisa, hardloop. Of Elia, dan sê Elia, hardloop. Hoekom? Want die reën is op pad. En as jy nie nou gaan nie, gaan jy vassit. En vanaand gaan ons in daai selfde vertroue van die Here loop. Dalk stap ons vanaand uit en ons sien 'n klein wolkie. Dalk stap ons uit en die son skyn nog steeds. Maar ons gaan begin leef, begin praat, begin glo, asof die reën alreeds begin val het. Hoekom? Want dit is die 7de keer. Ek weet, so baie mense het al gebid, so baie van ons het al saam ingetree, maar vanaand gaan ons die Here vertrou vir groot dinge. Amen. So, ons gaan begin met gebed en dan gaan ons saam ook die Here aanbid vanaand en dan gaan ons as al die leraars saam ook 'n paar gedeeltes deel wat ons glo die Here op ons hart gesit het en daarna gaan ons in 'n gebed ingaan en dan gaan ons mik om so 7 uur klaar te maak vanaand. So waar jy is, maak jy 2 oë, kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat U vanaand hier is. Dankie Heilige Gees vir U beloftes oor ons dorp. Here, ons weet vanaand, U is nog steeds hier besig. Ons weet vanaand, Here, dat U ons nie verlaat het nie en dat U ons nie in die steek gaan laat nie. Ons vra vanaand in die naam van Jesus Christus, Here, daag op terwyl ons bid. Daag op in elke gebed, in elke huis, in elke mielieland, Here, en in elke beeskraal. Daag op in ons water. Daag op, Here, by ons munisipaliteit en in ons huise en in ons skole. Ons het vanaand 'n verwagting en ons staan in afwagting van dit wat U gaan doen. En ons gee vir U die eer vir hierdie aand. En almal sê saam, amen. Kom ons staan dan, aanbid ons die Here saam. Is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds liefde hê, en hom bo alles hê. Christus die Heer. Lof hom, Christus die Heer. Halleluja. Kan nie sonder U nie. Halleluja.
sal nie stil bly nie. Halleluja. Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die almal liefde saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. O, ons leven deur die Gees, laat ons die kinders wees, en U bo alles leef. Jesus Christus die Heer. Jesus Christus die Heer. Halleluja. Kan nie sonder U nie. Halleluja. Ek sal nie stil bly nie. Halleluja. Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. Halleluja. Kan nie sonder U nie. Halleluja. Ek sal nie stil bly nie. Halleluja. Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Yes, You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Yes, You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. You are here, turning lives around. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. Yes, You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Yes, You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. That is who You are. That is who You are.
Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Never stop. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dankie Here vanaand vir u woord. Dankie Heilige Gees. Here vir die inspirasie van die skrif. Dankie Here dat u woord vanaand ook die laaste sê het oor elke leuen, oor elke gedagte. Here ons eer u vanaand vir elke leraar wat ook saam 'n gedeelte gaan deel oor u beloftes, oor u waarheid. En ons vanaand verklaar ons Here, ons gaan vashou aan daai waarheid van u woord, ongeag hoe dit rondom ons lyk. En ons eer u in die naam van Jesus Christus. Amen. Jy is welkom jou sitplek in te neem. Ek gaan vra al die leraars, as julle sommer so lank saam met my voorkant staan, dan wil elkeen van ons wil graag 'n gedeelte uit die woord lees en net so vinnige gedagte oor dit deel voordat ons ook saam bid. En ek dink dit is vir my so kragtig om te sien wat se beloftes die Here ook vir ons juis gee in die woord. So op hierdie stadium sien ons 'n klomp leuns wat in ons eie gedagtes inkom. Ons hoor mense wat sê, maar dit reën net buite Elof, maar nie in Delmas nie. En ons hoor hoe sekere dinge genoem word, verklaar word, maar hier is die waarheid van die woord. So ek gaan vir ons begin en dan gaan ek oorgee aan Frans. So Sagaria 10 vers 1 sê hierdie. Dit sê, vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laatreëns moet kom. Dis tyd vir die laatreëns. Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val. Hy gee vir die mense die groen plante in die veld. En wat vir my so mooi is van dit, is dit sê, hy gee die reën wanneer dit moet kom. Wanneer dit moet val. En ek dink ons as mense het so baie planne. Ons het so baie dinge, ons het maniere wat ons uitwerk om seker te maak dat ons die regte hoeveelheid water op die regte tyd kry. Maar wat is die belofte van die woord hier? Die Here weet wanneer die laaste reën moet val. Sy tydsberekening is altyd perfek. En dan sê dit, en hy gee vir die mense die groen plante in die veld. En deel van wat ons vanaand gaan verklaar dan is, Here, nie ons planne nie. Nie ons, dit wat ons glo nie ons opinies nie, maar ons gaan vashou aan u belofte, dat die reën ook op die regte tyd sal val. Dankie Frans. Goeienaand mense, ek moet met u gesels oor Habakuk 3. Ek dink almal van ons ken daardie skrifgedeelte wat praat oor nogtans. Al is daar nie 'n oes nie, al is daar nie beeste in die kraal nie, of skape in die veld nie, nogtans. So ek gaan nie die skrifgedeelte weer lees nie, ek gaan sommer met die deur in die huis val. Ons
Ons vind hoe dat Habakuk in die begin van hierdie hoofstuk baie bedruk is. Hy vra die Here, hoe lank moet ek om hulp roep? Dit is in die begin van hoofstuk 1 vers 2. En dan sê die Here, my God, gee vir my krag, bely hy nou aan die einde van hoofstuk 3. So intussen het daar iets groots gebeur. Daar het vertroue in sy hart gekom, toe hy in die teenwoordigheid van die Here gekom het. Die profeet weet verseker, môre sal die verlossing kom. Hy gaan die toekoms in met vertroue. Hy weet, God bly getrou. Hy sal vir hom sorg. Nou is hy gehoorsaam tot gebed. Hy bely, ek weet, U is magtig, Here, maar ook die nood van die tyd waarin hy is, verklaar hy, ons kry so swaar. Dit is so moeilik om aan U vas te hou, as alles besig is om in mekaar te tuimel. Dan vra hy die Here, hierdie groot dade van die verlede, doen dit tog ook nou in ons tyd. Hy beskuldig nie meer nie. Hy is nou op die punt waar hy voor God wil buig. Hy bid, hy sê, hy sien die nood raak, maar Here, gryp in. Toe Habakuk bewus word van die almag van die Here, en ek dink dit is die eerste ding wat in ons lewe moet gebeur, is om werklik die grootheid van God te snap. Toe Habakuk dit gesnap het, toe het hy gesidder, sy lippe het gebewe, sy hele liggaam het lam geword en sy bene het aan die ruk geraak. Hy het besef, God is groot en almagtig. God se heerskappy is dikwels net vir die geloofsoog sigbaar. Is die kinders van God wat raak sien, die groot dinge wat God kan doen. Die God wat in die verlede verlos het, sal weer verlos. Ek vertrou op hom, sê Habakuk. En dan sê hy, my omstandighede, Here, is nou haaglik. Die vye boom, die bot nie. Daar is geen druiwe aan die wingerde nie. Die olyfoes het misluk. Die lande lewer geen oes op nie. Daar is geen klein vee in die kampe nie. Die beeskrale is sonder beeste. Om my is alles donker. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in my God, my redder. Want hy weet, die Here my God gee vir my krag. Nie net kan hy my dra deur die donker oomblikke van die lewe nie. Net hy kan my krag gee om bo my swaar kry uit te styg. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke sal hy my veilig laat loop. Elke berg word 'n uitdaging wat ek kan oorwin. Ek gaan van wanhoop na vertroue. Nou ek dink in die omstandighede van ons boere in hulle stryd tot oorwinning, is dit die boodskap van Habakuk wat realiteit is in ons lewe.
dit is die vertroue wat ons in God moet stel en daaraan bly vashou. Baie dankie. Ons is goeienaand, geliefdes. Ek lees vir ons uit Psalm 65 vanaf vers 10 tot 13. Het sê, U het die land besoek en oorvloed gegee. U verryk dit grootliks. Die stroom van God is vol water. U berei hulle koring. Ja, so berei U die land. U maak sy vore nat, sy kluite gelyk. Die reënbuie maak U dit week. U seën sy uitspruitsel. U kroon die jaar van U goedheid en U voetspore drup van vettigheid. Die weivelde van die woestyn drup en die heuwels gord hulle self met gejuig. Iemand sê gou amen. Dit is so wonderlik, hierdie skrifgedeelte is baie reguit. Dit vat vir my die fokus en die klem van ons al weg in die tyd van 'n waterkrisis en so aan, en ek dink aan die boere en alles. Dit vat dit weg van ek en u, en dit vat dit weg van ons af. En dit stel dit op die Here wanneer dit sê, u het die land besoek. U verryk dit grootliks. U berei hulle koring. Halleluja. U maak sy vore nat. U kroon die jaar van die goedheid. Halleluja. So dit plaas 'n mens onmiddellik in 'n posisie van geloof. En vanaand is hier 'n belofte in hierdie skrifgedeelte, en dit sê die stroom van God is vol water. Ek sien die ouens boor. Ons probeer, ons maak planne, nee. Maar die Here hoef nie plan te maak nie. Dit sê sy stroom is vol water. En vanaand wil ek net vir een en elkeen van u sê, dat dit is die rede hoekom ons hier by mekaar is om hom aan te roep. Halleluja. Vir wie niks onmoontlik is nie. Hom aan te roep wat die wolke nou sal voorberei. Hoe sê Pieter? Dat dit sommer nou kan reën. En dan is daar 'n belofte. Hy sê u kroon die jaar van u seën. En so kom ons vat dit vir onsself vanaand, wanneer ons vanaand bid, sê Here, hierdie jaar, nou Here, sal u die sluise van die hemel oopmaak. Dankie. Ek gaan vir ons lees in Deuteronomium 11, vers 13 tot 15. Die gedeelte, die opskrif, julle moet die Here lief hê en gehoorsaam. As julle al die gebooie wat ek vandag gee, stiptelik gehoorsaam, en die Here julle God lief het, en dien met hart en siel, sal hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente en somerreën, en julle sal koring, wyn en olie oes. Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld, vir julle vee, en julle sal oorgenoeg hê om te eet. Hier is 'n gedagte weer wat die Here sê, dat op die regte tyd sal die reën val. Maar dan is daar 'n ander baie mooi gedeelte wat hier saamkom en sê, as julle die gebooie wat ek julle vandag gee, gehoorsaam, God liefhet en dien, dan sal die land geseën word. Nou dis nie asof die Here kom en hy sê, as julle dit doen, dan sal ek dat doen nie. Maar die Here sê, omdat ek doen wat ek doen, op sy tyd, sal die reën val. Daarom moet ons doen wat die Here vir ons sê om te doen. En baie spesiaal dat ons hierdie tyd, hierdie biddag hou, want ons is nou in die Paasfeestyd, in die Lent wat hulle noem in Engels, nee? Dis die tyd wat ons Jesus se lyding oor nadink, maar is ook 'n tyd van inkeer in myself. Bietjie nadink oor my eie lewe.
oor wat gebeur in my lewe. So nie net dink ons oor die lyding van Jesus, maar ook oor wat dit beteken vir ons elkeen. En dan die 3 gedagtes van, ons moet gehoorsaam wees, ons moet die Here lief hê, en ons moet vir God dien. Ek dink dis 'n spesiale tyd hierdie. En die Here sê vir ons, as julle my dien, as julle doen wat julle moet doen, dan sal ek doen wat ek beloof het. En die belofte van die Here is, op die regte tyd gaan die reën val. Mag die Here ook vanaand hoor, maar mag ons ook hoor. Die Here weet mos wat ons nodig het. Ons moet net hoor wat ons moet doen. Laat ons terugkeer na die Here toe, en hom liefhet, hom dien, en hom gehoorsaam. Mag ons ook so lewe tot sy eer. Dan sê amen. Goeienaand aan almal. Voordat ek aangaan, voordat ek die woord van die Here gaan lees, toe my guns, draai dan na die persoon langs jou en sê vir hom net dit, my God leef, my Jesus leef. Mens sien in hierdie tyd, in hierdie nood, is op wie ons moet fokus, my Jesus, want hy leef. Ek wil vir julle leef uit Joël 2, vers 23 tot 27. Kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee vir julle reën, as teken van geregtigheid, soos voorheen. Hy sal stortbuie en laatreëns vir julle laat uitsak. Dan sal die dorsvloere vol skoon graan wees. Die kuipe sal oorloop van nuwe wyn en olie. Ek sal vir julle vergoed vir die jare, toe die trekspringkane, die voetgangers en die kaalvreters en die rispers alles opgevreet het. Daardie groot leermag van my, wat ek teen julle uitgestuur het. Dan sal julle oorgenoeg kan eet en versadig word, en julle sal die naam van die Here, julle God, loof, wat wonderlike dinge met julle laat gebeur het. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Dan sal julle weet, dat ek in julle midde is, Israel. Ek is die Here julle God, en niemand anders nie. My volk sal nooit weer in skande kom nie. Hierdie is vir my seker een van die mooiste gedeeltes, wat God 'n belofte gee van herstel. God gee vir ons 'n belofte, dat die verwoesting wat plaasgevind het, ons kan kyk en ons kan skuld gee, oor waarom ons nie water het en waarom wat nie. Maar as ons oë opslaan in die berge, weet ons waar ons vir hulp vandaan sal kom. Daardie God wat herstel vir ons gaan gee, met die belofte dat hy ook oorvloed vir ons sal gee. Maar daar is iets wat ek en jy moet doen. Eerstens, ons moet na God toe vra en die verhouding tussen my en God herstel. God vra herstel. Angus sê dit altyd so mooi. Weet jy wat? Keer terug na julle eerste liefde en God sal red. As ek so na die wêreld kyk, dan herken ons dit, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Mense wat God nie meer wil aanbid nie. Maar God sê vandag vir ons, draai terug na my. Ek sal herstel, maar dan moet ons terugdraai na God. Vertrou in sy voorsiening en in sy tydsberekening. Ons wil die deure vir God oopmaak. Ons wil nou dit hê. Maar God se tyd is die perfekte tyd. Maar ons moet net wag en rus in sy vrede. En dan moet ons verhouding met hom herstel, sodat ons weer kan jubel en juig in sy teenwoordigheid. En as daar 'n groot ding moet ontbreek, dankbaarheid. Verlede jaar het ons dieselfde gehad, ons het gebid vir reën. God het geantwoord, nie waar nie. Maar het ons ooit by mekaar gekom om dankie te sê? Sien, wanneer dit goed gaan, vergeet ons om dankie te sê. Wanneer die nood druk, buig ons knie voor God. Maar ons vergeet om te jubel en juig in dankbaarheid en dankie te sê.
Ek staan nou hier so ter die ander leraars so praat, en ek sien die Romeinse soldaat. Ek sien vir Paulus wat in die gevangenis is, wat in nood is, waar ons vandag sit. En ek sien die kruis. En ek sê, ek slaan my oë op na die berge, want ek weet, my Jesus leef. En daar lê die antwoord. Hy gaan vir ons water gee in oorvloed. Hy gaan vir ons lewe gee in oorvloed. Maar hy moet ons terugdraai na God. Amen. Dankie ook vir elkeen. Ons gaan ook reageer op die woord. So kan ek vra dat almal saam staan terwyl al die leraars ook nog voor is. Kom ons staan net saam en dan gaan ons saam 'n belydenis doen. En ons gaan dit 2 keer lees. Want gewoonlik die eerste keer gaan dit so 'n bietjie verby 'n mens. Ons gaan dit 2 keer lees en ek gaan vra dat u sommer agter my aansê. So dit gaan nie op die bord verskyn nie, so luister maar mooi. En dan gaan ons dit 2 keer net saam verklaar, net as 'n amen op elke woord en elke belofte. Ons vertrou vanaand die Here hiervoor. So u is welkom agter my aan te sê. Here, u is die Here van die oes en die wolke, die water en die veediere. Stuur nou u genesingsreën oor ons lande, oor ons dorp en oor ons harte. Amen. Kom ons doen hom net 'n tweede keer. Here, u is die Here van die oes en die wolke, die water en die veediere. Stuur u genesingsreën oor ons lande, ons dorp en ons harte. Amen. Here, as ons saam gaan bid, dan vra ons nou, Heilige Gees, hoor ons. Here, ons het elke belofte van u woord gehoor. Elke waarheid wat vanaand die leuns in ons gedagtes gaan verslaan. Ons vra, Heilige Gees, wanneer ons saam bid, in hierdie oomblik, daag op, hoor, en dankie daarvoor, Here. Mag ons hierna jubel en juig, soos ook gepreek was vanaand. Ons gee vir u die eer, alreeds vir dit wat ons nog nie kan sien nie. Amen. Ons gaan vra terwyl u so staan, ons gaan in groepe opdeel, en ons gaan vra dat u so 2 of 3 of selfs 6 of 7 rondom u vind, so kyk sommer na die mense agter jou, as jy alleen staan, val in by 'n ander groep. As jy sien iemand is alleen, roep hulle in jou groep in. En dan gaan ons vra dat ons saam bid vanaand as gemeenskap van gelowiges. Ons gaan tema vir tema bid, so ons gaan elke tema, gaan ons ook inlei, en ons so 4 temas waar ons vanaand gaan bid. Die eerste een gaan oor die reën, ons lande en ons gewasse. En die een ding wat ons sien op hierdie stadium, is ons sien hoe die siklus, byvoorbeeld van die mielies en die sojas en ander gewasse, nie goed voltooi kan word op hierdie stadium nie, as gevolg van die gebrek aan reën. En vanaand wil ons vra, kom ons vra vir die Here, om die sluise van die hemel oop te maak. Dat dit nie net goeie reën sal wees nie, maar perfekte reën. Dat hier 'n oes sal wees, wat selfs in die rekordboeke opgeskryf sal word. En langs dit sal daar 'n nota wees wat sê, hierdie het die Here self voorsien. So ons gaan vra, kom ons deel in groepe in, en ons bid in die eerste plek vir die reën, land en gewasse, en daarna gaan ons die volgende tema ook inlei. So bid wat jy op die hart het, bid woord, en kom ons bemoedig mekaar. So kom ons deel gou op, en dan bid ons vir die eerste tema. Amen. Amen. Ons gaan oorgaan in ons tweede tema, so ek gee oor aan oom Frans. Vriende, 'n ander groot nood in ons land is die back and close seer. Ons is bewus daarvan dat dit 'n
so te sê nasionale ramp is, wat ons land in die gesig staar. En dit is 'n virus wat verskriklik aansteeklik is. Ek kan myself nie indink as ek 'n kudde beeste moet verloor nie. Ek kan maar net dink aan Norman wat 'n groot deel van sy vee gesteel is, hoe sy hart gebreek was. Nou as 'n mens jou hele kudde melkkoeie of slagbeeste moet verloor, dan voel dit vir jou soos die einde van die wêreld. Ons het gesien, daar's meer as een boer wat selfmoord gepleeg het, want hulle sien nie 'n uitweg nie. Daar's nie 'n inkomste wat oor is om hulle huis te onderhou nie, om kruideniersware te koop, om die kinders deur die skool te kry, om die werkers te betaal nie. Waar kom hulle inkomste vandaan, want dit is weg. Al wat oorbly is miskien net die plaas. En daarop is sekerlik nog 'n verband ook. So hierdie is 'n ding wat baie diep sny in die harte van mense. En ons moet die Here vashou met ons hele hart. Dit is nie net die boer wat gaan swaar kry nie. Ons weet dat die vleispryse gaan styg, is alreeds hoog en dit gaan nog hoër word. En die hele ekonomie word daardeur geraak. Die land se uitvoere van vleis, die markte wat daarmee saamgaan, word geaffekteer. Ons praat van miljarde rande. In elke gebied gaan die inflasiesyfer gaan ook geweldig styg hierdeur. So, dit kom neer op 'n geweldige krisis waarvoor ons die Here moet vertrou. Net soos die reën is hierdie 'n saak van dringende gebed. Daar kom enstowwe in, maar dit gaan nie in 'n maand of 2 of 6 opgelos word nie. Daar is duisende beeste wat ingeënt moet word. So hierdie is 'n langtermyn ding. As die reën deur God se genade in die week val of 2, dan is daar dadelike verandering. Maar met hierdie back and closure is dit 'n langtermyn ding wat die land affekteer en wat almal van ons gaan raak. So kom ons bid ernstig vir die Here se ingrype wat dit aanbetref. Ons kan weer ons groepe bymekaar kom. Amen. Amen. Ek gaan vra dat Martin vir ons die volgende tema inlei. En ons gaan regtig die Here vertrou vanaand. Dankie vir almal se passievolle gebede sover. Ons het nog so 2 temas, so dankie Martin. Dankie Pieter. Die volgende tema gaan oor ons dorp. En dit gaan oor dit wat in die dorp gebeur, en dit gaan oor die water in ons dorp. Ons bid vir die reën daar op die plase, ons bid vir die reën wat op die gesaaides val, maar dan hier in die dorp is die krane droog, al vir 'n baie lang tyd. En dit het invloed op mense, nie net op die was van wasgoed nie, maar ook op mense se gemoed, mense se emosie, en dit veroorsaak is 'n moedeloosheid onder mense. En nou is nie asof van die water is, hoe ernstig nie, is water, maar is 'n rede hoekom aan die kraan is nie. En dit gaan oor leierskap in ons dorp. Dit gaan oor dit wat moes gebeur het, oor jare heen wat nie gebeur het nie. En dit gaan oor dinge wat nou moet gebeur, wat ook nie gebeur nie. En nou moet ons vir Here vra dat die Here vir ons hierin moet help. Ons sal in 'n jaar van die verkiesing, daar gebeur klomp goeters.
Daar's klomp mense wat plan het, en ons hoor klomp mense wat dit en dit en dit sê, maar die goed het rimpel-effekte op ons elkeen. Ons hoor van besighede in die dorp wat net hulle deure gaan sluit, omdat er nie water is nie. So die goed het ook op besighede bepaalde invloed, en as jy nie ernstige boorgat het naby jou, of iemand wat jou kan help met water in jou besigheid, of by die ouete huis, of by die skole, of by die kerke, of waar ook al nie, gaan hulle ook hulle deure op 'n stadium moet sluit. So hierdie krisis rondom ons dorp, maar het gaan die bestuur. En dan moet ons bid dat die Here vir ons ook in hierdie jaar van die verkiesing die regte mense daar sal stel. Maar nou help nie net, daar kom ander mense wat dieselfde goed doen nie. Vertrou die Here dat die mense wat kom die regte goed sal doen. So daarom moet ons ook bid dat die Here ook hierin vir ons sal voorsien. Vir jy wat werk op 'n plek, ons almal werk ernstig, mag die Here ook jou besigheid seën en jou deure oophou, dat jy ook vir jou familie kan sorg. So hierdie krisis in ons dorp gaan nie net sommer oor kraan wat droog is nie. Ons moet by die agterkap van die byl kom en almal weet wat dit is. So mag die Here vir ons ook hierin dan voorsien met goeie leierskap, met leiers wat integriteit het, leiers wat accountable gehou word en leiers wat ons kan vertrou. Mag die Here God ook hierin, as ons bid daarvoor, ook vir ons dit gee wat ons elkeen so nodig het. Kom ons bid daaroor in ons groepe. Amen, amen. Ons laaste tema vir die aand gaan oor ons families, ons huise, en daar kan ons vanaand ook bysit ons skole. En ek dink ons sien op hierdie stadium 'n groot krisis rondom families wat swaar trek. Ons sien 'n klomp van ons jong manne wat sukkel om werk te kry, en dis reg deur die dorp. Ons sien baie van ons huwelike wat besig is om uitmekaar uit te val as gevolg van die druk wat in die dorp is op hierdie stadium. En terselfdertyd sien ons baie van ons onderwysers wat sukkel om dit dag tot dag te maak met die groot druk en angs by die skool en by die skole. So ons wil vra, kom ons dra ons families ook op aan die Here. Kom ons dra ons jong manne, ons jong gesinne, en saam met dit ook ons skole en ons onderwysers op aan die Here vanaand, en ons gaan vertrou vir 'n groot ingryping van die Gees ook daar. So kom ons draai na mekaar toe en dan bid ons 'n laaste keer saam. Amen. So daar waar jy is, maak dit toe jou oë. Kom ons sluit af en gaan ons 'n laaste lied ook saam sing. So Vader, dankie. Dankie Heilige Gees. Dankie Here vanaand vir elke gebed. Dankie vir elkeen se hart wat na U gedraai is. Here, en vanaand kom staan ons weer eens op daai beloftes van U woord. Die reën gaan kom. Back and closer gaan opgelos word. Die waterkrisis gaan eindig. Goeie leiers sal aangestel word. Dankie Here vir elke belofte en woord vir ons dorp. Here, vanaand verklaar ons 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God. Dankie Here, dat ons vandag kan staan op die ja en amen. Dankie Vader vir dit wat U al reeds vanaand begin bewerk het, en ons wil vra Heilige Gees, in elke area, in elke ding waarvoor ons vanaand gebid het, open die sluise van die hemel. En dankie daarvoor Heilige Gees. Here, ons kom bid teen enige ding wat op hierdie stadium leensaai, of wat in die pad staan van 'n werking van die Gees in ons dorp. En ons wil vra Here, doen wat U wil. Laat U wil geskied in Delmas. Laat U planne seëvier in hierdie dorp. Here, want hierdie dorp behoort nog steeds aan U. En ons verklaar dit vanaand in die naam van Jesus Christus. Here, en as ons saam aanbid vir die laaste keer vanaand, vra ons, maak
daai woord vir ons se waarheid, 'n realiteit. Kom skryf u beloftes op ons harte neer vanaand. En help ons om daaraan vas te hou. In u naam alleen. En almal sê saam. Amen. So kom ons staan, dan gaan ons 'n laaste keer saam aanbid. Ek gaan vra al die leraars kom so lank sommer saam vorentoe vir die seën. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. Kom jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Leg jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan in 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Leg jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Leg jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Amen, prys sy heilige groot naam. Amen. Ek dink dis net gepas dat ons dalk ook net van hierdie geleentheid gebruik maak en ook in onsselfde groepe intree vir die wat hier aan my linkerkant staan. Amen. Want onthou, as dit swaar gaan dit met almal swaar. En hulle is die wat moet sterk staan. En ons kan dit nie net so los nie. Kom ons vertrou en gebruik die geleentheid ook saam met die Here. En ons bid vir hulle en ons dra hulle aan die Here op en ons plaas hulle voor die Here se voete, dat die Here hulle ook sal sterk hou in 'n baie moeilike tyd vir die gemeentes en vir die gemeenskap. Pieter, as ons klaar is, kan jy maar weer spontaan aangaan. Dankie. So, kom ons draai gou na mekaar toe, net vir so 1 minuut, en kom ons bid vir elke gemeente en al die leraars in die dorp, en dan gaan ons afsluit. Dankie. Amen. Amen. So weens van al die leraars en al die gemeente, selfs hulle wat nie vanaand hier is nie, dankie dat jy hier is. Dankie vir jou hart. Dankie vir jou hart vir ons dorp, jou hart vir ons boere, jou hart vir ons gesinne. So ontvang die seën van die Here van elkeen van ons af, en dan sien ons mekaar binnekort by die dankdiens. En ons gaan reeds die Here daarvoor vertrou. Amen. Ons gee vir die Here 'n groot lofoffer. Amen.
So ontvang die seën van die Here. Mag die Here u seën en u beskerm. Mag hy sy aangesig oor u laat skyn. Mag die reën oor die huis, oor u gesin, oor die velde en selfs oor die beeste val. Mag u die vrede van die hemel ervaar en weet, in hom is elke belofte ja en amen. Amen. Mag die Here jou seën. Dankie dat jy hier was. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, die wil geskied, soos in